Goeiemôre julle, dit is Woensdag, klein Saterdag, middel van die week en ek hoop jou week so ver loop vir jou mooi en reg en dat jy uitsien vir 'n splinternuwe dag in die Here se liefde. Dit is lekker om weer vanmôre saam met julle te kuier, trek jou koppie koffie nader en raak saam met my sommer net so 'n bietjie stil voor die Here. Dit is 'n voorreg en 'n wonderlike eer dat ons elke môre deur sy woord begroet kan word. Want wanneer ons met die Here se woord besig is ons met die stem van God besig, wat in ons lewens inpraat. En ek gaan vanmôre weer vir julle die vrug van die Gees lees, om met julle so gedagte daaroor deel. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En dit staan natuurlik in Galasiërs 5. Vers 2 en vers 23. En ek weet nie of julle dit al gehoor het nie, maar as jy hierdie lysie van 9 dinge van die vrug van die Gees lees, kan jy dit eintlik kategoriseer in 3 groepe. Die eerste 3 vrug vertel vir ons van ons verhouding met God. Liefde, vreugde en vrede. Liefde is 'n vrug van die kennis van God. Dit sê Johannes vir ons, wie nie lief het nie, kan onmoontlik vir God ken nie, want God is liefde, nee, liefde is 'n vrug van die kennis van God, en vreugde is 'n vrug van verlossing, dat ek en jy die vreugde mag smaak van dit wat Jesus gedoen het, en vrede is die vrug van versoening, en dit is wat die verlossing meegebring het, ek en jy is versoen met die Here, daarom het ons vrede wat vir altyd sal hou. Nou die tweede groep vrug leer vir ons hoe ons verhouding met ons medemense moet lyk. Dit is geduld, vriendelikheid en goedhartigheid. Nou geduld stel vir jou en my in staat om mense om ons te verdra. En vriendelikheid dwing ons om vir hulle om te gee. En goedhartigheid inspireer ons om aan almal goed te doen. En dan die laaste 3 staan weer in verband met ons verhouding tot onsself. Getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En getrouheid beteken dat ek en jy getrou is aan dit wat aan ons toevertrou is. Nederigheid beteken dat ek en jy in ons gesindheid nooit meer van onsself dink as wat ons behoort te dink nie. Dit sê Paulus weer vir ons in Filippense 2. En dan nederigheid en selfbeheersing gaan oor hoe ek en jy die probleme van die lewe aanpak. Dat ek en jy nie onsself strip nie, dat ons nie kwaad word nie, dat ons nie, hoe sê die mooi Afrikaanse sê ding, ons toys uit die kot uitgooi nie, nee. Weet jy dat die wêreld gaan die persoon in wie al hierdie vrugte teenwoordig is, baie keer maar sien as iemand wat swak is, iemand wat 'n lafaard is. En dit verg baie meer moed om aan God se kant en aan die waarheid se kant te staan, as wat die meeste mense sal besef. Enige lafaard kan 'n sondaar wees. Maar die grootste en mees selfsugtige lafaard is gewoonlik die grootste sondaar. Maar weet julle, ware moed, ware heroïese optrede bestaan daarin om aan God se kant te veg teen sonde. Sonde binne in jou, sonde in die wêreld. En ook die Satan se aanvalle in enige vorm hoe hy homself openbaar. Ek en jy is gewapen met die krag van die Heilige Gees. En ons ontmoet versoeking en kwaad elke dag. En ons moet dit beveg in die naam van Jesus. Dan is ons geklee met die wapenrusting van die Gees, en dan maak dit van ons oorwinnaars in Jesus se naam, Jesus wat ons vrygemaak het. Daarom sê Romeine 8 vers 37, ons is meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief het. Gaan bedink hierdie 9 vrug, kom ons bid saam. Hemelse Vader, deur u genade sal ek in die krag van die Heilige Gees teen sonde kan stry. Ek sal dit nooit self kan doen nie. So help my dan ook deur die liefde van Jesus om altyd daadwerklik uit die vrug van die Gees te leef. Ek vra en bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie julle.
Julle moet 'n wonderlike Woensdag hê. Môre praat ons weer. Totsiens.